Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White. Ontwikkel goeie gewoontes. Ek het my voete teruggehou van elke verkeerde pad, dat ek u woord kan bewaar. Psalm hoofstuk 119 vers 101. Ons nader die einde van die tyd, en ons wil nou nie die wêreldse smaak en praktyke nakom nie, maar die denke van God, om te sien wat die skrif sê, en dan te wandel volgens die lig wat God ons gegee het. Die jeug vorm gewoontes wat in 9 uit 10 gevalle hul toekoms sal bepaal. Die invloed van die geselskap wat hulle hou, die omgang wat hulle vorm, en die beginsels wat hulle aanneem, sal deur die lewe saam met hulle gedra word. Ons sal individueel, vir tyd en ewigheid, wees wat ons gewoontes ons maak. Die lewens van diegene wat regte gewoontes vorm, en getrou is in die uitvoering van elke plig, sal soos blink ligte wees wat helder strale op die pad van ander werp. Daar is geen nodigheid om geestelike dwerge te wees, as die verstand voortdurend in geestelike dinge geoefen word nie. Maar om bloot hiervoor en daarvoor te bid, sal nie aan die noodsaaklikhede van die saak voldoen nie. Jy moet die verstand gewoond maak aan konsentrasie op geestelike dinge. Oefening sal krag bring. Baie belydelende Christene is redelik geneig om beide wêrelde te verloor. Om halfe Christen en halfe wêreldse mens te wees, maak jou omtrent 1/100ste deel 'n Christen en al die res wêrelds. Die verstand moet opgevoed en gedissiplineer word om reinheid lief te hê. 'n Liefde vir geestelike dinge moet aangemoedig word. Ja, moet aangemoedig word as jy in genade en in die kennis van die waarheid wil groei. Die wil moet in die regte rigting geoefen word. Ek sal 'n heelhartige Christen wees. Ek sal die lengte en breedte, die hoogte en die diepte van volmaakte liefde ken. Luister na die woorde van Jesus. Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. Matteus hoofstuk 5 vers 6. Christus maak ruim voorsiening om die siel wat honger en dors na geregtigheid te versadig.